Vriende, ek wil net baie graag 'n voorwoord by vanoggend se boodskap byvoeg. En dit is dat hierdie boodskap wat nou vanoggend gaan kyk reeds Vrydag die 27ste opgeneem is vir redigering. So ek kon nie vooruit voorspel wat sou gebeur nie. Intussen het Israel vir Iran ingeval of aangeval en dis nog steeds belangrik dat u na hierdie boodskap moet luister, want dit is nog steeds van toepassing op dit wat in die Midde-Ooste gebeur. Sterkte, luister gerus en baie seën. Goeiemôre liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die lieflike naam van ons kosbare Here Jesus. En vanmôre gaan ek natuurlik met u praat oor iets waarvan ons almal deeglik bewus is, en dit is die dreigende oorlog tussen Amerika en Iran, waarby Israel ook betrokke gaan raak en eintlik reeds betrokke is. Maar daar is soveel vrae van mense. Mense wil weet, wat gaan gebeur as daar 'n oorlog uitbreek tussen hierdie lande? Gaan dit 'n derde wêreldoorlog wees? Hoe gaan dit ons raak? Daar's baie vrae in mense se gemoed. En dis nou vir 'n lang aanloop wat hierdie gebeure alreeds met ons saamkom. En ons weet nog nie regtig wat gaan gebeur, ons weet nog nie regtig wat om te verwag nie. Maar die Here het my baie duidelik gelei om vanmôre met u te praat oor hierdie saak, omdat ek sekere oortuigings vanuit die woord van die Here het, wat ander miskien nie het nie. Ek wil dit graag met u deel, as 'n mens die woord van die Here ondersoek rondom oorloë en al die dinge wat in die wêreld gaan gebeur in die laaste dae, want ons leef verseker in die laaste dae, dan moet ons weet, wat hou dit vir ons in? En ek wil regtig vanmôre met die hulp van die Heilige Gees, wil ek hierdie boodskap met u deel soos die Here my gelei het. En ek gaan sommige ou dinge weer met u deel, maar dalk ook nuwe dinge. Ek gaan dit baie kosbaar saamvat, glo ek, en vertrou dat u die boodskap vir u baie antwoorde sal gee. As hierdie boodskap vir u tot seën was, vra ek dat u dit sal aanstuur ook na ander wat vra in hulle gemoed het en wat die antwoorde soek. Ons vind die antwoord in die woord van die Here. Ek gaan vanmôre vir u twee gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is in Matteus 24, waar Jesus die profeseë van die oorlog en gerugte van oorlog met sy disippels gedeel het, en ook waar Petrus dan nou skryf van wat in die laaste dae sal gebeur rondom vrede en al die onderhandelinge en dinge waarvan ons deeglik bewus is. Ons lees twee gedeeltes. Die eerste is Matteus 24 vanaf vers 3 tot 8. En daar staan geskryf: En toe hy Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? Hulle vra Jesus: Wat sal die tekens wees voor u kom, terugkom aarde toe, en wat dan nou outomaties die tekens van die volëinding, die laaste dae van die wêreld sal wees. En vers 4 sê: En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. En dan lees ek ook vir u waar Paulus vir ons geskryf het oor die vrede van die eindtye.
1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 6. Hy sê, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigter wees. Baie interessant. Kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike en aanbiddelike hemelse Vader, U weet dat die wêreld asem ophou vir die dreigende oorlog daar in die Midde-Ooste tussen Iran en Amerika, waarby Israel ook betrokke gaan raak. Daar's baie vrae in mense se gemoed en mense is onseker wat om te verwag. Ons wonder ook, hoe gaan dit ons raak? Maar Here, as ons die woord ondersoek, dan is daar 'n paar dinge wat vir ons duidelik uitstaan. En ons wil vanmôre 'n bietjie daarop fokus. Daar's duidelike profesieë van die eindtyd gebeure, oorloë en vrede en al die dinge wat vir ons voorspel word. En is miskien vir baie van ons ou nuus wanneer ons hierdie skrifgedeelte lees. Maar maak dit vir ons vanmôre opnuut interessant. Kom leer U vir ons, breek U vir ons die woord oop, praat U met ons en ons wil vra, Here, dat U ook hierdie geleentheid sal gebruik om tot elke hart van elke hoorder te spreek. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus, met danksegging. Amen. Ek haal net weer enkele verse uit ons geleesde gedeelte aan die voor, wat natuurlik van toepassing is op vanoggend se boodskap. Die eerste twee verse is uit Matteus 24, vers 6 en vers 8. Daar is Jesus aan die woord en hy sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Ons ken almal hierdie gedeelte baie goed. Maar hoor wat sê Jesus, hy sê, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, dit moet gebeur, die oorloë wat ons tans beleef, maar dit is nog nie die einde nie. So Jesus sê, die oorlog gaan nie 'n einde bring aan dit wat in die wêreld aan die gang is nie. En dan sê hy ook in vers 8, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dis die begin van die mense se smarte op die aarde. Dan lees ek ook vir u wat Paulus geskryf het, waar hy gepraat het oor vrede wat aan die einde van die tyd op aarde moet plaasvind. En dan gaan daar iets ernstigs gebeur, wanneer daar vrede gesluit word. 1 Tessalonisense 5 vers 3, daar staan geskryf, want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Wie sal nie ontvlug nie? Die ongeredde mense. Nou sê in vers 4, maar julle, broeders, julle, ek en jy, as kinders van die Here, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Baie interessant wat ons vanmôre gelees het. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat in die loop van hierdie boodskap. En ek wil dan vanmôre met u praat oor 'n baie belangrike onderwerp vir die tyd wat ons tans beleef. En dit naamlik, wat hou 'n oorlog in die Midde-Ooste vir ons in? En as ek sê vir ons, dan bedoel ek vir almal op hierdie aarde, op hierdie planeet aarde. Want ons weet, as daar begin atoombomme gegooi word, dan kan dit vernietigend wees vir die mensdom van hierdie aarde. So wat hou daardie oorlog? Mens weet mos nou nie hoe ver dit kan uitkring nie. Wat hou 'n Midde-Ooste oorlog vir ons in? Ook vir ons hier in Suider-Afrika.
Nou vriende, omdat ek baie belangstel in die eindtyd gebeure, daarom het ek oor baie jare gedurig die skrifte ondersoek en bestudeer wat handel oor die eindtyd profeseë. En ek het ook baie gepreek oor die eindtyd profeseë en altyd probeer om die wêreldgebeure te verklaar vir sover dit moontlik is. Want sommige kere dan gebeur daar dinge in die wêreld waarvoor ons nie regtige antwoord of 'n duidelike antwoord in die woord van die Here vind nie. Maar soms is daar antwoorde. Maar ek moet erken dat daar vir die afgelope 5 jaar soveel dinge in die wêreld gebeur het, dat almal wat die eindtyd gebeure bestudeer en graag daaroor preek soos ek, soms nie net kopkrap nie, maar ook kleitrap. Want soms verklaar hulle dinge en dan is dit nie regtig skriftuurlik nie. Nou, ek dink nou maar net hoeveel ouens of kom ons sê predikers al die afgelope 2 jaar voorspel het dat die profesie van Esegiel 38 enige tyd kan plaasvind of in vervulling kan kom. Nou vriende, Esegiel 38 handel oor die Gog-oorlog, waar Israel se vyande rondom Jerusalem sal saamtrek om teen Israel oorlog te voer, en wanneer God dan self op 'n bonatuurlike wyse met Israel se vyande sal afreken. Ons lees dit baie duidelik in Esegiel 38. God gaan met sy Israel se vyande afreken. Dit moes al volgens verskeie groot predikers plaasgevind het. En dit het nie gebeur nie, want hulle het klei getrap. Hulle het sekere skrifte gelees soos Esegiel 38 en hulle wil dit toepas by die gebeure van nou. Ek glo natuurlik Esegiel 38 se profesie verwys na die slag van Armageddon met Jesus se letterlike wederkoms tot op die aarde, wanneer sy hemelse leer saam met hom buite Jerusalem sal oorlog voer teen die Antichrist en die aardse leers wat die Antichrist sal aanhang. Vergelyk 'n bietjie Esegiel 38 met Openbaring 19. Jy sal sien, hierdie twee gebeure is 'n ooreenkomste is baie duidelik. Daar's duidelike ooreenkomste tussen Esegiel 38 se profesie en Openbaring 19 se voorspelling van die slag van Armageddon. Nou vriende, die interessante hiervan is dat Rusland, Iran, Turkye en hulle ander bondgenote deel van hierdie volke sal uitmaak wat uit die noorde sal optrek en buite Jerusalem sal saamtrek om hulle fokus sal op Jerusalem wees of op Israel wees om met Israel oorlog te voer. Daarom trek hulle buite Jerusalem saam. Nou Rusland en Iran en dalk ook China sal soos bloedbroers saam staan. En ek verwys nou spesifiek met die slag van Armageddon, is hierdie 3 lande ook betrokke. Daarom kan ek met 'n eerlike hart sê, ek het van die begin af baie gewortel met die gedagte of Amerika teen Iran sal oorlog voer, want dit sal Iran se mag en Iran se invloed onder die fanatiese islamvolke en al die islam-terroriste groepe 'n groot slag toedien. Nou ons wil hê dit met hulle 'n groot slag toedien, maar dit kan nie, want terwyl Iran nog vorentoe 'n paar jaar later van nou af 'n groot rol sal speel in die Gog-oorlog teen Israel volgens Esegiel 38. En dis waarom ek Woensdag 25 Februarie gesê het, ek voel gelei om oor hierdie tema van vanoggend te praat, naamlik, wat hou 'n oorlog as dit nou sou plaasvind in die Midde-Ooste vir ons in? En ons is almal sekerlik deeglik bewus van dit wat gebeur tans of wat aan die gebeur is, want ek is regtig in my hart oortuig dat daar nie 'n oorlog tussen Amerika en Iran gaan uitbreek nie. Nou vriende, dit is my oortuiging. En ek gaan vir u verduidelik hoekom ek so sê. Ek sê nie, dit sal nie gebeur nie, maar ek twyfel
dat dit sal gebeur. Luister weer na ons skriflesing van vanoggend, Matteus 24 vers 6, waar die Here Jesus aan die woord is en hy het gesê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Jesus sê daar sal oorloë wees, baie oorloë. En hy sê die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Hy sê maar dit is nog nie die einde nie. En as daar 'n groot derde wêreldoorlog moet uitbreek, dan kan dit ons einde beteken. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smart. En ons weet oorloë hou hartseer en smarte in vir die mense wat agterbly, wie se geliefdes dood is. Sommige predikers voorspel nou 'n derde wêreldoorlog. Want meeste mense glo as daar 'n oorlog tussen Amerika en Iran uitbreek, waarby Israel sonder twyfel ook betrek gaan word, dan gaan Rusland en China as bondgenote van Iran hulle outomaties aan die kant van Iran skaar en moontlik ook betrokke raak. Nou Rusland het reeds 'n oorlogskip na Iran gestuur as teken van lojaliteit en ondersteuning aan Iran. En daar is ook sprake dat China, wat hulle solidariteit aan Iran beloof het, ook voorberei vir oorlog. Of wat waar is, dit weet ek nie, maar baie van hierdie nuus lees ek natuurlik op die Israel nuus. Nou Iran het tot Woensdag 25 Februarie eenvoudig geweier om te onderhandel oor hulle kernwapen en ballistiese missielontwikkelings. Ongeag die feit dat Amerika baie groot druk op hulle plaas en hulle dreig met 'n oorlog. Amerika lê in die omliggende omgewings en hulle is daarvan deeglik bewus. Ongeag die feit dat hulle ernstige sanksies beleef, want Iran is al vir 'n geruime tyd word hulle deur sanksies oorheers. Ongeag die feit dat hulle ekonomies bankrot is, ongeag die feit dat die oorgrote meerderheid van hulle eie landsburgers in opstand en rebellie is teen die diktatorskap en wreedheid van die islamregering in Iran vir die afgelope 47 jaar. Dit het nou tot 'n hoogtepunt gekom. Ongeag die feit dat Iran die grootste waterkrisis in hulle geskiedenis ervaar. Daar's nie drinkwater vir die mense nie. Ek weet nie waar kry hulle water nie. Ongeag die feit dat daar feitelik daagliks ontploffings en sabotasie by hulle oliedepots plaasvind. Ongeag die feit dat menseregte aksies wêreldwyd pleit vir die optrede en die vergelding eis van die Verenigde Nasies teen die islamregering na die grootste menseslagting in die geskiedenis van Iran teen hulle landsburgers. Nou vriende, daar word baie gespekuleer, want daar is nie regtig duidelike feite hoeveel mense al doodgeskiet is en vermoor is nou met die opstande in Iran nie. Daar word gepraat van 35.000, Donald Trump het gepraat van 35.000 wat doodgeskiet is en 8.000 wat in die strate opgehang is. Maar daar is selfs mense wat die getalle maak van 80 en 85.000 mense wat reeds doodgeskiet is. Ons sal nie weet nie. Ongeag dit alles, het Iran tot Woensdag 25 Februarie vasgestaan op hulle besluit om nie hulle kernwapen en missielontwikkeling prys te gee nie, en dat hulle self tot die uiterste toe self sal verdedig. Maar later, Woensdag aan die 25ste Februarie, het daar 'n berig op die Israel nuus deurgekom dat die Iranse regering bereid is om toe te gee aan Amerika se druk en bereid is om tog te onderhandel oor die eise wat Amerika aan hulle stel. So hulle wou nie, maar uiteindelik het hulle op die ou end deur Israel met Amerika gekommunikeer en gesê hulle is wel bereid weer vir onderhandelinge.
Intussen het Amerika 'n verklaring uitgereik dat Iran ballistiese missiele het wat hulle vasteland kan bereik en moontlik reeds op Amerika ingestel is. Dis nogal 'n groot ding. Wat daarop neerkom dat Amerika eerder sal verkies om 'n skikking met Iran oor hulle kernwapen en missielontwikkelings te bereik. Eerder dit as 'n oorlog, want daardie ballistiese missiele is reeds op Amerika ingestel. Maar sou die onderhandelings onsuksesvol wees, dan is 'n oorlog natuurlik tussen die twee lande sekerlik nie uitgesluit nie. Daarom sê ek, daar is nie duidelik, 100% duidelikheid of daar 'n oorlog gaan plaasvind en of dit nie gaan plaasvind nie, maar 'n derde wêreldoorlog kan ek nie insien nie. Maar as dit op 'n oorlog sou uitloop, glo ek nie dat dit tot 'n derde wêreldoorlog sal lei nie, maar dat Amerika net die wapenaanlegte en die wapenopslagplekke sal wil vernietig, so ver moontlik, alhoewel daar baie druk op Donald Trump is vir 'n volskaalse oorlog, sodat die regering van Iran omvergewerp kan word. Ook die publiek, die bevolking van Iran pleit by Donald Trump daarvoor. Onthou, vriende, ek spekuleer ook maar omdat ek oortuig is dat die skrif nie van 'n groot wêreldoorlog praat wat die aarde en sy bewoners op groot skaal sal uitwis en alles sal vernietig voordat Jesus se koms en die slag van Armageddon sal plaasvind nie. So ek kan nie sien dat 'n derde wêreldoorlog nou inpas nie, liewe vriende. Ek lees weer vir u Matteus 24 vers 6. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Jesus wat aan die woord is, hy sê pas op, moenie verskrik word nie. So hy stem ons 'n bietjie ook tot gerusheid. Hy sê moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. 'n derde wêreldoorlog kan 'n einde van baie dinge beteken, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Oorloë is deel van smarte wat mense ervaar. As daar wel 'n oorlog uitbreek, kan dit nie vir lank duur nie, na my mening, want Iran moet dan weer herstel om nog steeds 'n magsinvloed onder hulle bondgenote te hê en ons en om kans te sien om weer teen Israel oorlog te voer, want met Esegiel 38 se oorlog en ook met Armageddon gaan hulle deel wees van die volke wat optrek tot buite Jerusalem om teen Israel oorlog te voer. Nou vriende, aan die een kant hoop en wens ons dat die God van Israel en ook die God van ons as Christene, wat so bid dieselfde God, hulle erken net nie Jesus Christus as hulle middelaar en verlosser nie. Maar aan die een kant hoop ons dat die God van Israel met Iran moet afreken. Ons hoop dit. Dis ons begeerte, kan ons sê, dat God met Iran moet afreken. Iran haat vir Israel en hulle haat natuurlik ook vir Amerika, wat deur al die jare baie lojaal aan Israel as die volk van God gebly het. Het is eintlik wonderlik om te sien Amerika het al die jare aan die kant van Israel geskaar. Nou die Iraanse fanatiese islamregering van 47 jaar het al die terroriste organisasies soos Hamas, Hezbollah, die Houthis, Boko Haram, ISIS, ons kan hulle opnoem, gefinansier en van wapens voorsien om Israel en die Christendom in die wêreld uit te wis. Hulle is steeds besig om met hulle planne voort te gaan. Ek herinner u weer aan God se woorde in Genesis 12 vers 1 tot 4. Ek het daaroor gepreek, nie lank terug nie, dat die Here met Iran gaan afreken as gevolg van hierdie skrif. Genesis 12 vers 1 tot 4. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys.
En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Israel sal 'n seën wees vir baie volke. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En daarom het ons geen keuse nie, daarom moet ons elke dag bid vir die beskerming van Israel en ook ons seën oor hulle uitspreek. God se seën oor hulle uitspreek. Ons sien ook die onmenslike en wrede handelinge van die Iranse regering teenoor hulle eie mense. En ons wil graag sien dat die Here met hierdie bose regering sal afreken, maar God se tyd, vriende, is nie ons tyd nie. Ek wil vir u graag Romeine 12 vers 19 lees waar daar geskryf staan: Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe: Aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. So, vriende, daar sal wel 'n tyd kom wat God met hulle sal afreken. Dalk is dit nou nie, hoe sal ons weet? Of dalk is dit nou, hoe sal ons weet? Daar sal 'n tyd kom, 'n dag kom, wanneer God met almal sal afreken wat dit verdien. Maar wat kan verwag word van hierdie dreigende oorlog tussen Amerika en Israel aan die een kant, teen Iran aan die ander kant? Wat kan ons regtig verwag van hierdie dreigende oorlog? Soos ek reeds gesê het, vriende, kan dit eintlik na enige kant toe val. My mening is, daar gaan nie 'n oorlog wees nie. Maar as daar 'n oorlog kom, gaan dit nie lank duur nie. Gister, donderdag die 26ste Februarie, was skynbaar die laaste dag van onderhandelinge. Maar dit blyk asof daar nog tot komende Dinsdag 3 Maart onderhandelinge sal plaasvind. Iewers op 'n kol sal die laaste onderhandelings wel plaasvind waar die Iranse onderhandelaars geleentheid gegee gaan word om toe te gee aan Donald Trump se eise met betrekking tot hulle kernwapen en missielontwikkelings, omdat Iran vir die hele wêreld 'n bedreiging inhou. Hulle is 'n gevaarlike spul, vriende. En as hulle nou gelos word, en dit moet ons besef, as hulle nou gelos word, dan is die hele wêreld, selfs Amerika, in gevaar. Almal van ons word deur Iran bedreig. Miskien nie ons in Suid-Afrika nie, maar Amerika en baie ander lande. Ons het mos gesien, vriende, met die onderhandelinge tussen Hamas en Israel. Aan die einde van 'n lang en wrede oorlog, waar Amerika ook die tussengangers was, dat die islamterroriste nie net inval en toegee nie, al kos dit hulle 'n dierprys. Hulle was baie wederstrewig en baie onwillig om toe te gee en in te val. Hulle was seker die moeilikste onderhandelaars, want hulle het elke keer net nuwe eise gestel, selfs toe hulle reeds op hulle knieë was. Nou ons het gesien dat hulle nie betroubaar is nie, want niemand kon op hulle woord vertrou nie. Daar's onderhandel en dan het hulle op hulle woord baie keer omgedraai. En dieselfde word van die Iranse regering gesê, naamlik dat hulle lieg en dat hulle onbetroubaar is. Ek sien oral op die nuus dat daar steeds deur Amerika voorberei word vir oorlog, en teen die eerste week in Maart sal die wêreld heel waarskynlik weet wat gebeur het of wat gaan gebeur, maar soos ek en my vrou vir mekaar gesê het, wat ook al gebeur, niks kan sonder die toelatende wil van God gebeur nie, of plaasvind nie. Die Satan regeer dalk op hierdie aarde, want ons sien, die Satan regeer, God het regeringskap aan hom oorgegee. Daarom lyk dit soos dit lyk, maar God bly steeds die oppermag, die oppergesag, wat oor alles moet besluit en toestemming gee. Vriende, wat ons wel weet,
is dat Iran ongetwyfeld 'n rol in die eindtyd profeseë speel. Definitief speel hulle 'n rol in die eindtyd profeseë. Esegiel 38 vers 1 tot 8 wil ek vir u lees. Ons het net nou daaroor gepraat, dis die Gog-oorlog. Maar luister nou wat staan hier geskryf. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, is nou Esegiel wat dit skryf, hy sê, mensekind, rig jou aangesig teen Gog in die land van Magog, nou Gog en Magog, die vors van Ros, Meseg, Tibal, profeteer teen hom en sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tibal, en ek sal jou weglok en hakke in jou kakebeen sit en jou laat uittrek en jou hele leer perde en ruiters almal volkome toerus, 'n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer. Nou sê, Perse, Kassiete, Piteers saam met hulle, almal met skild en helm, Gomer en al die leers, die huis van Togarma, in die uithoeke van die noorde, en al die leers, baie volke saam met jou. Hou jou reg en maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het, en wees vir hulle 'n leidsman. Na baie dae sal jy bevel ontvang, aan die einde van die jare sal jy 'n land intrek, wat van die swaard reeds reggekom het. Dis nou Israel, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel, wat gedurig deur as pynhoop daar gelê het. Ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid. So Israel moet eers in veiligheid woon, voordat hierdie profesie vervul kan word. Maar wie is hierdie volke? Kom ek verduidelik net so 'n bietjie hierdie skrifgedeelte in Esegiel 38 vers 1 tot 8 wat ons nou net gelees het. Gog, waarvan ons gelees het, is 'n persoon of 'n leier wat in beheer van 'n groot militêre mag is of sal wees. Daar word vermoed, omdat ons reken dat hierdie profesie in ons tyd gaan afspeel, word vermoed dat dit moontlik na Putin van Rusland verwys. Tibal, Meseg en Magog is vandag Iran, Turkye en moontlik ander Arabiese lande. Persië van die Bybel was Iran, maar Iran kan nie meer vir Israel alleen aanvat nie, want hulle gevegsvleuels, naamlik Hamas, Hezbollah en die Houthis, se mag is reeds gebreek, deur Israel gebreek. En daarom het Iran ander sterk lande as bondgenote nodig. Ons sien reeds baie duidelik die bondgenootskap tussen Iran en Rusland, en dit laat ons besef, en ook tussen Iran en China, en dit laat ons besef, hierdie lande speel 'n baie belangrike rol in die eindtyd profesie. En laastens gaan ons net vinnig kyk en sien, net so speel Donald Trump en Amerika ook 'n rol in die eindtyd profesie. Onthou altyd, die woord van God leer ons, dat God stel konings, dit wil sê, hy stel regeringsleiers aan en hy skaf hulle af. Daar's baie skrif wat dit vir ons uitspel. En daarom moet ons glo dat die Here vir Donald Trump op die regte tyd met 'n besondere doel aangestel het as die president van Amerika. Want hy's 'n magtige president, ons weet dit. En hy het verseker baie foute, soos ons almal foute het. Ek het foute en elkeen van ons het foute, maar een daarvan is sekerlik sy arrogansie. Hy is geweldig arrogant, maar die feit dat hy 'n vriend van Israel is, maak hom baie spesiaal. En daarvoor sal God hom sekerlik seën. Maar ons moet een ding besef, my liewe vriende, Donald Trump wil baie graag volgende jaar die Nobelprys vir vrede ontvang. Hy is geweldig ingestel op hierdie gedagte, dat hy volgende jaar die Nobelprys vir vrede kan ontvang. Daarom het hy homself beywer om die afgelope jaar baie volksleiers wêreldwyd te besoek,
ook in moslemlande, om die wêreldvredesverdrag te onderteken. En daardie wêreldvredesverdrag is dat almal in vrede met mekaar saam sal leef en dat hulle sal onderhandel met mekaar en dat hulle nie die een teen die ander sal oorlog voer nie. En daarom wil Donald Trump nie graag in 'n oorlog met Iran betrokke raak nie, maar hy wil Iran se tande trek, want hy weet, hy moet hulle tande trek, want Iran is in staat om 'n groot gemors in hierdie wêreld te veroorsaak, as hulle voortgaan met hulle kern- en missielontwikkelings. As niemand hulle stop nie, gaan hulle groot gemors in hierdie wêreld veroorsaak. Selfs Amerika vrees die gevolge van Iran se wapenprojekte, want Iran is tot enige iets in staat. Maar Donald Trump is die vredemaker van die wêreld. En ons sien dit, vriende, met sy skoonseun agter hom, Jared Kushner, wat 'n baie belangrike invloed op Donald Trump het. Vredemakers. En as ons 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 lees, dan skryf Paulus uitdruklik dat die Here Jesus sy bruid bestaan uit al die bloedgewaste en wedergebore kinders van die Here, op die wolke gaan kom haal. Mense wil dit wegredeneer, vriende. Hoe kan jy dit wegredeneer? Daar staan geskryf in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18, wanneer die Here, dis Jesus self, van die hemel sal neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So die afgestorwe heilige sal eerste opstaan. Daarna sal ons, as kinders van die Here wat in die lewe oorbly, saam met hulle wat opgestaan het, wanneer ons nuwe verheerlikte liggame ontvang, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. So die skrif sê, die afgestorwenes in Christus gaan opstaan, ons gaan in wolke weggevoer word saam met Jesus en saam met hulle, ons ontvang nuwe liggame volgens 1 Korintiërs 15, verheerlikte liggame, onsterflike liggame, en so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar met hierdie woorde. En vriende, dit het ons nou gelees in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot 18. En dan skryf Paulus in die daaropvolgende hoofstuk, 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 6, sê, wanneer dit sal gebeur. Hy spel dit uit, wanneer dit sal gebeur. In 1 Tessalonisense, ek lees vir u net 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 4. En daar spel hy baie duidelik uit. Eers het hy gesê, Jesus kom haal sy bruid, en in die volgende hoofstuk, wat nou volg op hierdie gedeelte waar Jesus sy bruid kom haal, skryf Paulus hierdie woorde. Hy sê, maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want die Here Jesus het uitgespel wat die tekens van die laaste dae sal wees, en daar's baie ander skrifte. Hy sê so, julle sal beleef julle is in die laaste dae. So is nie nodig dat ek dit vir julle alles moet uitspel nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos die dief in die nag. Soos die dief in die nag. Die dag wanneer Jesus sy bruid kom haal, gaan skielik gebeur. En dis wat Paulus hier skryf. Hy sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle soos die barensnote swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hoekom nie? Die ongereddes gaan agterbly. Die antichrist gaan op die toneel verskyn, maar die bruid van Christus word weggeneem. Nou sê hy, maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Ons is nie in die duisternis, die vriende. Die woord sê, uitdruklik, in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot 18, Jesus kom om sy bruid te kom haal, sy bloedgewaste wedergebore kinders, en hy neem hulle weg. Ook die afgestorwe heiliges staan op, almal ontvang verheerlikte liggame. Hy neem ons weg. As jy nie God se kind is nie, bly jy agter. Die antichrist gaan op die toneel verskyn. Hy sê, en daar het ons gelees wat Paulus geskryf het, hy sê, en daar sal, hy sê in vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die barensnote swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
So dit sal 'n verskriklike ding wees, smarte, wanneer hulle besef die bruid van Christus is weg. Die kinders van die Here is weg. Ons familie, ons vriende sal besef ons is weg. Ons is nie meer hier nie. En dit sal vir hulle die moeilikste ervaring wees. Dit sal soos 'n vrou wees wat in barensnood is. Pyn sal hulle harte tref as hulle besef ons het agtergebly, die anti-kris is op die toneel. Hy gaan vir 7 jaar regeer en dan gaan die einde eers kom. Vriende, ek wil vanmôre vir u vra wat na hierdie boodskap geluister het. Is jy gereed? Is jy gereed wanneer Jesus skielik kom, soos 'n dief in die nag om sy kinders te kom haal op die wolke? Is jy gereed? Is die saak reg met Jesus? Ken u Jesus as die persoonlike verlosser en saligmaker? Is Jesus die koning van die hart en die lewe? Woon hy in die hart? Regeer hy in die hart? Weet mense dit? Sien mense dit? Hoor mense dit? Weet jy dat jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe? Die koms van Jesus is voor die deur, vriende. Jesus se koms is voor die deur. Die uurglas is besig om leeg te loop. As Iran gaan inval by die onderhandelinge, gaan hulle ook die vredesverdrag sluit of teken. En die res van die wêreld gaan teken vrede, vrede, vrede en veiligheid. En dan gaan 'n skielike verderf hulle oorval, soos die barensnood is swanger vrou, want dan bly die ongereddes agter. Is jy gereed? Maak gereed. Kies Jesus as jou verlosser en saligmaker. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord is duidelik. Niemand kan daarteen stry nie. En u het met ons gepraat vanmôre en u sê dankie. Skud mense wakker dat hulle saak met die Here sal regmaak. Ons eie Afrikaans sprekende mense wat hierdie boodskap hoor, praat met hulle. Skud hulle wakker, ontmoet met hulle. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, die woord van die Here was vanmôre vir my baie spesiaal om dit op te neem en uit te stuur. Mag die Here u seën. Mag hy met u praat en mag u gereed maak. Totsiens.